tyd van familie. Het voel vir my altyd hier by Kerstyd, as dit nou eers Kersdag geraak het, gaan trap ek die briek, want ek wil net nie hierdie tyd moet omgaan nie, want dit is so 'n wonderlike tyd, maar dankie dat ons vanoggend ook saam in die woord kan wees, en dat jy hier is. Nou ons as gemeente, praat in hierdie hele Kerstyd, praat ons oor die tema, 'n storie van die koning, en ek sê die hele tyd, ek wil so graag eintlik die so groot opblaas, want dit is nie net 'n storie van 'n koning of die koning, dis die koning. En vandag gaan ons spesifiek fokus op die goeie nuus van die storie van die koning. Nou ek wil vir jou 'n gedeelte lees waar die Kersverhaal beskryf word. Josef en Maria gaan Bethlehem toe, want die keiser het gesê, die volk moet getel word. Nou moet jy na jou naaste grootste plek toe gaan, hulle gaan Bethlehem toe, en terwyl hulle daar is, word Jesus dan nou gebore, en hier is die storie, so ek lees vir jou Lukas 2, vanaf vers 8 tot 17, hy is ook op die bord. Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing, dis natuurlik die omgewing van Bethlehem, wat in die oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn, en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik, nee, is nou nie iets wat hulle nou elke dag beleef het nie. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap, wat die hele volk 'n bron, of vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Dubbelpunt. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, as verlosser gebore, Christus die Here. Dit sal vir julle die teken wees. Dubbelpunt. Julle sal 'n pasgebore kind vind, wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof, eer aan God in die hoogste, en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af die hemel weggegaan het, sê die skaapwaggers toe vir mekaar, kom ons gaan reguit na Bethlehem en gaan kyk na wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Hulle het toe haastig daarin vertrek, en Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê daar aangetref. Nadat hulle hom gesien het, het hulle aan almal gaan vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. So hier sien ons iets baie belangriks. Ons sien die engel kom en hy kondig aan dat daar 'n kind gebore is. Maar hy sê 'n baie belangrike ding. Hy sê, kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap. Party van die vertaling sê 'n goeie tyding. En hierdie goeie tyding gaan vir die hele volk 'n bron van vreugde wees. En is dit nie so nie dat 'n mens op Kersdag 'n innerlike vreugde, innerlike vrede beleef, ten spyte van dalk goed wat rondom jou nie 100% in plek is nie. Dis so 'n spesiale dag, asof die wêreld gaan staan stil, nee, want Jesus is geboorte, die goeie tyding van 'n kind wat gaan gebore word en groot vreugde gaan bring, het plaasgevind, en ons vier fees daaroor. Nou, almal van ons wat vanoggend hier sit, het al in jou lewe sekerlik goeie nuus ontvang. Jy weet hoe lekker voel dit. Jy weet ook, dit voel baie beter as slegte nuus, nee? Goeie nuus is beter as slegte nuus, maar vanoggend, net om gou vir jou weer ietsie van goeie nuus te laat voel, wil ek gou vir jou 'n storie vertel. So jy moet jouself inleef in die storie. Okay, hier is die storie. Jy is 'n toerist, jy is besig om te toer, en jy kom in Ierland, en eendag beland jy in een van die klein dorpies in Ierland, beland jy in 'n pub. Nou ek weet nou, as ons nou sê pub, dan dink almal nou net een ding. Maar in die pub van Ierland tot vandag toe werk dit eintlik 'n bietjie anders, maar veral in daai tyd, die woord pub kom eintlik van die woord public house af. Dit was soos 'n gemeenskapsentrum. Dit was 'n plek waar mense bymekaar gekom het om die lewe te deel, om stories te deel, om uitdagings te deel, om mekaar te help. So dis, as ons praat van pub in Ierland, praat ons eintlik van 'n public house. So jy is nou in hierdie public house, en die volgende oomblik kom daar 'n man ingehardloop, en hy skree, "It worked, it worked, she's coming home." It worked, she's coming home. En ewe skielik is daar 'n groot gejuig in daai public house, daar's 'n vreugde in daai huis, so groot dat dit jou insluk, en jy kry die voordeel van die vreugde, want jy voel dit. Soos die jong klomp sê, dis 'n lekker vibe.
Jy voel dit, maar hierdie man sê ook, alles wat julle eet, alles wat julle drink, is op my. Want hier is vreugde. Maar dit wat nou net hier gebeur het, vat jou na 'n baie natuurlike, logiese plek toe. Jy begin te wonder, wat het hierdie man met bedoel met it worked? It worked. She's coming home. Jy begin agterkom, daar's agter hierdie goeie tyding, is daar 'n storie. En jy wil graag daai storie uitvind. Nou begin jy ook met die mense te kuier en dan hoor jy die storie. Jy hoor, die man het so geskree, want hy het 'n dogter wat baie siek was, of baie siek is. En daar was vir haar niks om vir haar te doen nie. Maar toe het hulle uitgevind, in Amerika, is daar medikasie wat dalk kan help. En toe hierdie mense, hierdie Ire, die public house, hulle het saam begin geld insamel, want hulle deel in hierdie man se leed. Geld begin insamel, hy het na Amerika toe gevat, hulle het die medikasie toegedien, en dit het gewerk. En hier kom hy terug, it worked, she's coming home, en daar begin almal aan haar verwelkomingspartytjie te beplan, en jy besef, wat is die storie agter die storie? Wat is die storie agter die goeie nuus? Nou vandag vier ons ook goeie nuus. En as ons praat oor goeie nuus, dan sien ons dit duidelik ook in hierdie storie. Goeie nuus verander die toekoms. Slegte nuus verander die toekoms ten slegte, maar goeie nuus verander die toekoms ten goeie. En hoe meer goeie nuus, hoe meer mense se lewens dit raak, hoe groter is hierdie goeie nuus natuurlik. En vandag vier ons die goeie nuus, want onthou hierdie engele sê, vandag bring ek vir julle 'n goeie tyding, 'n goeie boodskap, wat 'n bron van vreugde van almal sal wees. Ons vier vandag die goeie nuus van die geboorte van Jesus Christus, die Seun van God, wat sulke groot goeie nuus was, dat dit die toekoms van die mens radikaal vir eens en vir altyd verander het, deur die verlossing wat nodig was, en deur die verlossing wat net hy kon bring. Nou as ons gaan kyk na die evangelies, die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, dis die boeke wat die storie vertel van Jesus. Hulle begin almal te vertel van Jesus se geboorte, dan die lewe van Jesus, die werk van Jesus. Groot temas in hierdie boeke is natuurlik die kruisiging, die opstanding, die hemelvaart, dan Johannes 20 spesifiek wat Jesus verskyn aan die disippels, wat hy vir hulle sê, vrede vir julle, die Heilige Gees oor hulle blaas sê, ontvang die Heilige Gees, en wat hy hulle dan stuur. Nou hierdie 4 boeke word evangelies genoem vir 'n baie spesifieke rede. En julle gaan vanoggend hoor hoe incredible is God in sy groot raadsplan en hoe hy alles bymekaar sit. Die Griekse woord, weet ons, vir goeie nuus is evangelion, en dit beteken goeie nuus natuurlik dit in Afrikaans, en hierdie 4 boeke word die evangelies genoem, die goeie nuus van Jesus Christus wat gekom het. Nou as jy vandag hier sit, dan kan jy ook vra, wat is die storie agter die storie? Ons almal vier vandag Kersfees, dis hoekom ons vanoggend hier is, ons het gisteraand gevier, ons gaan nog vandag, ons vier, want dit is 'n goeie tyding, dit is 'n goeie boodskap, maar wat is die storie agter die storie, agter die goeie nuus van Kersfees? En as jy hierdie begin ontdek, gaan dit vir jou soveel betekenis kry, dit gaan nie anders te kan as om jou lewe te verander nie. Wat is die storie agter die goeie nuus van Kersfees? Nou vanoggend wil ek sommer daar begin met jou in Lukas 2. Nou niks wat in die skrif geskryf is sommer net vir dowe neute nie. As jy iets lees, en jy voel, okay, maar hierdie is sommer net geskryf, en die skrywer wou nou net hierdie paragraaf volmaak, of wat ook al jy mag dink, niks in die skrif is vir dowe neute nie. Elke ding wat daar geskryf is, beteken iets. En hoor gou hoe ongelooflik is die skrif. In hierdie storie van Lukas 2, ons het by vers 8 begin lees, maar voor dit begin die storie met keiser Augustus wat 'n dekreet uitvaardig en sê, die hele volk moet getel word, en dis hoekom Josef en Maria dan na Bethlehem toe gaan.
wat belangrik is om te weet, of wat groot is om te weet, dat hierdie keiser Augustus, reken ons, was so in sy 50er jare gewees, toe hierdie dekreet uitgevaardig is. Maar toe hy gebore is, toe was die mense van daai tyd bekend gestel aan die woord Evangelion. Evangelie. Dit was amptelik bekend as die evangelie van die keiser. Onthou voor keiser Augustus was dit Julius Caesar, hy was 'n diktator geweest deur die Romeinse Ryk, en hier is die eerste keiser, en dit word aangekondig as die Evangelion, die evangelie van die keiser Augustus. Nou kan jy sien hoe wonderlik God se woord is, en hoe wonderlik in die fynste detail hoe God werk, want hierdie herders, toe hulle hierdie engel, het eers geskrik, want 'n engel praat nie elke dag met jou nie, maar kan jy hoor hoe wonderlik werk God, toe hulle hoor, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, hier is 'n goeie Evangelion, toe weet hulle wat dit beteken. Dus dit asof hulle wil aandag staan, want ons het net 'n paar jaar terug, ons leef nou in daai tyd, het ons gehoor van die Evangelion, die evangelie van die keiser. So hulle het geweet, dis groot. Saam met dit het hulle geweet, dat hierdie keiser het 'n klomp titels gehad. Dit was verskriklik die titels wat hy gehad het. Onthou, Caesar is Lord, dis die tyd waarin hulle geleef het. Dit was op die muntstukke ook gedruk. En hierdie keiser, Augustus, staan bekend met titels soos Seun van God. Want Caesar was ook as 'n God gesien. So hy het titels soos Seun van God. Hy het titels soos Verlosser. Hy het titels soos hy is die Here. So dis groot wat hier gebeur wanneer die engele sê, hier's 'n goeie tyding. Die herders het ook geweet, hierdie keiser het 'n groot ding aangekondig, hierdie evangelie van die keiser het die tydperk aangekondig, wat bekend gestaan het as Pax Romana, die vredesryk van die Romeine. Mense het genoeg gehad van die moeilikheid, hulle het 'n keiser gesoek, en hierdie keiser moes vrede bring, en het bekend gestaan as die Pax Romana, en God kies in hierdie tyd van die Romeine, wrede wêreld, baie meer wreed as wat ons vandag beleef, kies hy in hierdie tyd van die Pax Romana, kies hy in hierdie tyd 'n wêreld wat smag na vrede, moeilikheid om op te hou, oorlog om op te hou, geweld om op te hou, in hierdie tyd kies hy 'n engel om te gestuur te word na skaapwagters toe met 'n goeie tyding. En hulle het dadelik geweet waarvan hierdie engel praat, toe hy die woord Evangelion gebruik. En hoor gou, ek sê dit altyd, hoor hoe incredible is die skrif, hoor hoe in die fynste detail het is, ek kan dit nie vir jou nou alles lees nie, maar gaan lees daai eerste gedeelte van Lukas 2, hoor hoe word hy aangekondig, goeie tyding, wat vreugde, 'n bron van vreugde vir almal gaan wees, maar dan sê hy ook, hy is nou in die stad van Dawid gebore, en so, en dan sê hy, die verlosser, die Christus, die gesalfde, hy is die Here. Dis die storie, agter die storie, dis waar hierdie storie begin het, in die Romeinse tyd, en hier kom 'n engel, en hy sê, hy is die Here, hy is die verlosser, hy is die Christus, die Seun van God, die gesalfde, en dan net daarna, net soos wat God dit alleen kan doen, in sy soewereiniteit, kom daar uit die hemele, 'n geklank, saam met hierdie engel, wat sê in vers 14, eer aan God in die hoogste, en vrede op aarde, in 'n tyd waar almal die Pax Romana aanhang, sê hy vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. So ryk sin daai. Die keisers van daai tyd ook, ja, die Pax Romana het omtrent 200 jaar aangegaan, buite om hulle was oorloë, maar daar was dit stiller gewees, politieke stabiliteit ensovoorts, maar dit het maar net weer verander. So die keisers het iets van dit gebring, maar eintlik het dit gegaan oor die keiser se posisie en hulle rol ensovoorts. Hierso is die enigste goeie tyding wat kom, wat sê, hier's 'n God wat 'n welbehae het in mense, in julle. Dis hoekom hy kom. Nou as jy net dit vanoggend hoor, hoe klink Kersfees vandag vir jou?
net met die storie agter die goeie nuus. Die wêreld soek na vrede in daardie tyd ook. Ons sien hulle vereer 'n keiser, hulle noem hom verlosser, Pax Romana, maar dan kom hierdie goeie tyding wat sê, daar's net een Here. Daar's net een wat gesalf is. Daar's net een wat kan, deur God, wat ware verlossing, vrede en vreugde kan bring, waarna die hele mensdom smag. En dit is Christus, die gesalfde seun van God. As ons nog so bietjie agter die storie ingaan. Natuurlik was hierdie herders, hierdie skaapwagtertjies, hulle was Jode gewees. Hulle was Jode gewees, so hulle die storie geken, net soos wat hierdie public house daar in die pub, die storie geken het van hierdie man met die siek dogter, het hulle die storie van die mens geken, stories wat oorvertel is deur die geskiedenis, hulle die storie geken van die volk Israel, hulle die storie geken van die mens wat geskape was vir die vrede, die vreugde, die heerlikheid van God, met die opdrag om te heers en alles te vul met sy heerlikheid, maar die mens wat dit gemis het. Die mens wat buite God gekies het. En hulle het die storie geken van God wat gesê het, die loon van die sonde is die dood. Nie omdat God 'n wrede God is nie, maar omdat enige lewe buite God dood is. En die mens kies dit self, en daarom skryf Paulus dan later in Romeine 3:23, almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So terwyl hulle die goeie tyding hoor, het hulle die storie geken, hulle die chaos, die toestand van die mensdom geken. Maar daar is nog meer wat hulle ken. Hierdie herders, hierdie skaapwagters, hulle was Jode gewees, hulle het die stories geken van Abraham. Hulle het geweet, hier's iets op pad, hier's iets waarvoor hulle hoop om te gebeur, want hulle die storie van Abraham geken. Wat is die storie van Abraham? Die mens is ver weg van God af, want die mens het buite God gekies, ongehoorsaam aan God. En God, omdat hy by sy mense wil wees, God, omdat hy lief het, God, omdat hy genadig is, God, omdat hy nie terugstaan en sê, kry vir julle nie, maar God wat intree, begin 'n storie te vertel met die volk Israel. En hoor wat doen hy? Hy kom in Genesis 12 vers 3 na Abraham toe en hy sê vir hom, Abraham, in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Dis God wat kom. People need love the most when they deserve it the least. Want liefde fix goeders. Dis wat God doen. Hy gaan na Abraham toe. Hy sê, Abraham, ek gaan nou met jou verbond sluit, waarin ek getrou gaan wees. En wat ek gaan doen is, ek gaan iemand in jou nageslag, party vertaling sê deur jou nageslag stuur, wat die vloek van die sondeval, as gevolg van die mens, gaan breek en kanselleer, en dit gaan verander na seën toe. Deur jou nageslag sal al die geslagte, al die nasies van die aarde geseën word. En hoor gou, hoe incredible is die skrif, niks staan net toevallig daar nie. Hoor gou, hoe begin Matteus sy evangelie, sy goeie nuus van die storie van Jesus, vers 1 van hoofstuk 1, nie toevallig nie. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Hoe ongelooflik is dit? Hier word het weer opgeskryf, die belofte wat van Abraham gekom het, die evangelie, die goeie tyding, die goeie nuus. Jesus kom uit die nageslag van Abraham uit, seun van Dawid. Op 'n stadium het God aan Dawid beloof, hy het hom gesê, jy gaan 'n seun hê, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy gaan vir my 'n seun wees. En dan skryf Dawid oor hom in Psalm 2, en dan sê hy is die Christus, die gesalfde een, hy is die een wat God gesalf het as die koninkryk, as koning, en hy gaan 'n koninkryk bring wat ewig gaan wees, wat onwankelbaar gaan wees, dit waarna die mens so smag, gaan hy bring. Sê dit nou ook gesê, Johannes 20, dis kom Jesus, toe hy hulle oor hulle blaas, na hy opgestaan uit die dode, sê vir hulle vrede. Wholeness, shalom, completeness. Dit nou waarna almal so soek, 'n heerskappy wat alles gaan verander. Nie iets soos wat die Romeine probeer het nie, ander wêreldsisteme probeer het nie, maar 'n ware vredesryk, wholeness, completeness, soos wat net God kan sê. Hoor hoe incredible is die skrif.
Die woord evangelie kom eintlik dan al voor daar by Abraham. Paulus verwys daarna in Galasiërs 3 waar hy praat oor geloof en ons sal God deur geloof ontvang, maar ek lees gou vir jou die hele gedeelte. Hy sê, dis nou Galasiërs, soos van Abraham gesê is, Abraham het geglo en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Besef dan, die mense wat uit die geloof is, die is kinders van Abraham. En omdat die skrif, wie is die skrif? Die skrif is die woord, dis Jesus. En omdat die skrif dit vooruitgesien het, dat God die heidene op grond van geloof regverdig sou verklaar, het die skrif die evangelie reeds vooraf aan Abraham verkondig. In jou sal al die nasies geseën word. Evangelie. Kyk hoe ongelooflik is God. Dis 'n woord wat die herders geken het, ja, want dit was in daai tyd met die keiser, maar hierdie woord kom eintlik al daar van Abraham af. Evangelion. Daarom word die mense wat glo, saam met die gelowige Abraham geseën. Daar's nog plekke in die Ou Testament, waar daar vooruit verwys word na hierdie goeie tyding, die storie, agter die storie, die dag waarvoor hulle gewag het. Op 'n stadium is Israel geshatter. Daar's nie 'n beter woord vir dit nie. Dit is geshatter. Die tempel is verwoes. Jerusalem is verwoes. Die volk word gevang, in ballingskap geneem, weggevoer as slawe na 'n vreemde plek toe. Maar in die tyd kom God weer. God vertel die storie. Hy kom weer en in hierdie profesie van Jesaja word die woord evangelie weer gebruik. Hoor hom gou, Jesaja 52 vanaf vers 7. Hoe lieflik op die berge is die voete van 'n boodskapper van vreugde. Oh, he is the bearer of good news. How lovely on the mountains are the feet of him. Een wat vrede verkondig, wat 'n goeie boodskap, evangelion, daar sy bring, wat verlossing verkondig, wat vir Sion sê, jou God heers as koning. Hy is die seun van God, die gesalfde koning, om sy heerskappy te bring. Luister na jou wagte, hulle roep uit, saam jubel hulle, want reg voor hulle oë aanskou hulle die terugkeer van die Here na Sion. Breek saam uit in gejubel, pynhope van Jerusalem, want die Here troos sy volk. Hy het die storie vertel deur sy volk, maar hoor wat sê hy dan? Hy koop Jerusalem los, die Here ontbloot sy heilige arm voor die oë van al die nasies. Al die uithoeke van die aarde ervaar die verlossing deur ons God. Evangelion, goeie nuus. Wat sê die profeet hier? God gaan terugkeer op so 'n manier dat die hele wêreld dit gaan sien. En al die uithoeke van die aarde, God se verlossing, sal beleef die verlossing van slawerny en ballingskap van sonde. Deur Jesus, die gesalfde koning. Is dit snaaks, is dit 'n wonder dat die hele wêreld stil staan op 25 Desember. Dis groot. God het beleef, hy kom terug op 'n wêreld, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het. En dis hoe al 4 evangelies, die evangelion, die goeie tyding, dis hoe Matteus, Markus, Lukas, Johannes dit vertel, van die goeie nuus van Jesus, en dit begin natuurlik met sy geboorte as die seun van God, die een wat kom om al hierdie beloftes daar van Abraham af, vanaf die Ou Testament in vervulling te laat kom, is hy wat kom om te verlos en te herstel en nuut te maak. Jesus is die goeie nuus. Jesus is die goeie nuus. Hy kom natuurlik aarde toe. Ek dink een van die eerste groot dinge wat hy doen is, hy kom wys vir ons, Adam en Eva het ongehoorsaam aan God geleef, dit het die dood voortgebring. Hy kom wys vir ons, hoe lyk 'n lewe wat gehoorsaam is aan God. Dis 'n anderste tipe lewe. Hy kom wys vir ons die nuwe mens, hy kom wys vir ons, wat God eintlik vir ons in stoor gehad het.
Hy was nie net 'n voorbeeld vir ons nie, maar ook van ons. Hy kom wys vir ons hierdie nuwe mensheid en hy kom sluit ons dan by dit in. Maar dan natuurlik, die hoogtepunt van Jesus se lewe is die kruisiging. Is die opstanding, is die hemelvaart. Hy's met eer en heerlikheid gekroon. Hy sit in hemelse plekke en hy regeer. Elke Kersfees, elke Paasnaweek, hoe skei jy die geboorte van die kruis? Dis 'n krib, 'n kruis, 'n kroon. Dis een storie. Jy kan dit nie uitmekaar uithaal nie. Die kruis, die hoogtepunt van Jesus, wat Paulus ook sê, as hy roem hy in die kruis. Jesus kom by die kruis en hy doen iets ongeloofliks. En ek wil vir jou dit lees, hoe Kolossense 2 dit sê. Dit is natuurlik nie net Kolossense 2 wat dit sê nie, die hele skrif is vol van dit. Maar oorgou hierdie gedeelte vanaf vers 13. Ja, toe julle dood was, as gevolg van julle oortredings. Die loon van die sonde is dood, buite Christus is dood. Toe julle dood was, as gevolg van hierdie oortreding, en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, sê die 2020 vertaling, het hy julle saam met hom lewend gemaak. Hoe? Kom maar. Hoe het hy ons lewend gemaak? Deurdat hy al ons oortredings vergewe het. Hy het die skuld bewys met sy aanklagte. Al die aanklagte van sonde en ongehoorsaamheid buite Christus en alles wat saam met dit gekom het. Hy het daai skuld bewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit weggeneem. Hoe? Toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Nadat hy hierdeur die gesagsvoerders en maghebbers ontwapen het, die magte van die dood, nadat hy dit gedoen het, het hy hulle in die openbaar tot skande gemaak, toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het. Toe ons geestelik dood en verlore was, hopeloos, kom vat Jesus die straf van sonde, kom vat hy dit op hom. Hy is die enigste een wat hierdie offer kon bring, gehoorsaam aan God, sonder sonde. En sy vergifnis kom en dit verbind ons weer aan God en ons raak lewendig. Paulus skryf, hy sê, die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het net geraak. Hy het sy heerlikheid weer na ons toe gebring. Paulus skryf ook toe ons nog vyande van God was. Hy het sy heerlikheid na ons toe gebring. Sy vredesryk, sy vrede, sy welbehae. Dis die boodskap van Kersfees. En vanoggend wil ek jou nooi, miskien sit jy dalk vandag hier met 'n diep dankbaarheid in jou hart en in jou lewe oor wat Christus vir jou gedoen het. Maar miskien sit jy vandag hier soos 'n toerist in daai public house. Jy hoor die vreugde, jy voel, daar's iets besonders. Elke jaar die tyd, daar's iets besonders in die lug. Maar jy's nog net 'n toerist. Jy het dit nog nie jou eie gemaak nie, en dit bring ons by die hart van Kersfees. Hierdie vryspraak in Christus, hierdie vergifnis, hierdie lewe is 'n geskenk. Dis 'n geskenk. Koning Jesus en wat hy kom doen het, is 'n geskenk. Die boodskappe van Kersfees is nie net om daarvan te hoor nie, nie net om daarvan te weet nie, maar om dit deur geloof te ontvang. Binne in die storie van Kersfees is jy. Is jou lewe. Jou storie is daar ingeskryf. Kersfees sê, Kersfees is 'n goeie tyding wat van God wat sê, ek sien jou, ek kies jou, ek kom vir jou, ek nooi jou. Ons almal ken Lukas 15. Die storie van die twee seuns. Die een seun kies buite die vader se huis. Wat doen die vader? Elke dag, sê die skrif vir ons, gaan staan hy. En die dag, toe die seun kom, toe doen hy iets wat teen die wet was. Man het rokke gedra. Jy mag nie met hy rok gehardloop het nie. Hy gryp hy rok. En hy hardloop na sy seun toe. En hy omhels hom.
Die Griekse woord wat daar gebruik word is proskeneio, wat eintlik beteken, dis soos die vervulling met die Gees. Hy omhels daai seun van hom, want sy seun het huis toe gekom. Dis die boodskap van Kersfees. Die boodskap is God se vrede vir jou. Nie 'n wêreldse stelsel van vrede nie, nie 'n probeerslag nie, maar God se vrede. Om deel te word van sy public house, sy koninkryk. Nie omdat jy alles verstaan nie, omdat hy alles gedoen het. Die evangelie, die goeie nuus van Jesus is wonderlik. Paulus skryf in 1 Korintiërs 12 vers 3, dan sê hy, niemand kan sê dat hy Here is, behalwe deur die Gees nie. Die Gees breek die evangelie vir jou oop. Iemand het een keer gesê, mense verander omdat hulle genoeg weet, of omdat hulle genoeg seer gekry het. Dis die Gees van God wat wys vir jou, verligte oë van verstand, sê Paulus. Daar's 'n ander tipe lewe. Hy sê, ek bid dat julle die hoop sal sien wat sy roeping vir julle inhou. Die Gees van God doen dit. Hy doen dit nou. Ek weet nie hoe dit werk nie, maar hy doen dit. Ek weet ook nie hoe werk my selfoon daar binne in nie. Ek verstaan, ek het nie soveel intellektuele kapasiteit nie, maar ek gebruik die selfoon. Dit is hoe God se Gees met ons ook werk. Die vraag van Kersfees is, het jy al dit ontvang? Laaste skrif, Johannes sê in Johannes 1 vers 12 en 13, aan almal wat hom ontvang het, het hy die reg gegee, die reg. Dis genade, dis liefde, om kinders van God te word. Aan die wat in sy naam glo, dit het daar by Abraham gebeur. Abraham het geglo en dis om tot regverdiging gereken. Hulle is nie uit die bloed of uit die vlees gebore nie, maar uit God. Weereens, ek kan nie vir jou stap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 presies verduidelik hoe dit werk nie, maar ek weet, wanneer die Gees van God met jou werk, kom daar 'n nuwe geboorte. Jy word weer gebore. Jy sien die koninkryk van God en jy sê, dis wat ek wil hê. Dis waarna ek smag. Dis wat ek soek. Dis waarvoor God my gemaak het. Dis waarvoor God my roep. Johannes 10 vers 10, Jesus se eie woorde, ook uit die evangelies uit. Die vyand het gekom om te steel, te slag en te verwoes, maar ek het gekom om lewe en oorvloed vir jou te gee. Kom ons sluit ons oë. How great is our God. How great you are, Lord. Volgens bid Here, soos Lukas ook geskryf het in Handelinge 17, it's in you. It's only in you that we live and move and have our being. Here, en U as die liefdevolle God en Vader, soos daai Lukas 15 verhaal ook, weet dit. Want U het ons gemaak. Daarom wag U vir ons, om daai lewe vir ons te gee. Dan begin ons ook iets beter te verstaan van Jesus se woorde, en ek beleef sommer net vanoggend, hierdie is dalk vir iemand baie spesifiek, wat dalk hier sit en sê, maar daar's soveel dinge om my, daar's soveel seer, daar's soveel gebrokenheid, die evangelie is reeds vir dit, want Jesus het gesê, in hierdie wêreld gaan julle swaar kry, beleef, maar hou goeie moed, ek het die bose oorwin. Nog 'n ding, ek weet hoe dit werk nie, maar ek weet, wanneer dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, in jou woon, in my woon, dan is daar lewe, daar is oorwinning, daar is volharding, daar is 'n toekomsverwagting. Jesus bid dit, Johannes 17, hy praat met sy Vader, hy sê, Vader, om U te ken, dit is die ewige lewe. God roep ons om hom te ken.
As jy volgende hier sit en jy ken Jesus, jy ken sy gees, jy ken die Vader, kom ons loof die Here daarvoor, maar jy sit dalk volgende hier en sê, ek is nog net 'n toerist, maar ek wil nie meer 'n toerist wees nie. Ek sien die koninkryk van God, ek ontvang dit deur geloof, en ek hardloop in die arms in van my Vader, wat sy seun vir my gegee het om dit moontlik te maak. As dit jy is volgende, wil jy net jou hand op jou hart sit nie. Net as 'n teken. Jesus het ook vir hulle gesê, gaan daar na die stal toe in die krib, dis 'n teken, dis die teken wat julle sal vind. Volgende is hierdie ook 'n teken, om te sê, Here, my hart. Here, ek bid vir oggend. Ek dink hoe u disippels geroep het nie 'n lang relaas vir hulle gegee nie, het net gesê, kom, volg my. En dan sien ons hoe hulle lewens saam met u verander het, because in your presence there's abundance of life. Vanoggend, Here, bid ek saam met mense wat sê, Here, ek sê ja. Ek weet, u het my lankal ingesluit, maar dit is so duidelik in die skrif, ek moet u ook aanneem. En dis wat ek vanoggend doen, ek neem u aan as my ware verlosser, my redder, my koning, ook die koning van my lewe. U is koning, u regeer oor alles, maar ook die koning van my lewe. Dankie Here, dat ons volgende deur geloof kan kom en dit net ontvang, hierdie gawe, hierdie geskenk. Heilige Gees, u werk nou. U werk nou en u maak nuut. Dankie vir 'n ou lewe wat nou afgelê kan word en gevul kan word met die opstanningskrag, die lewe van u Gees. And the angels cry, you are holy. And so us people, hier in Mosselbaai, we cry holy. Heilig is die Here. Amen. Kom ons staan op. Dan respond ons met hierdie pragtige